Hallo julle, ek sit hier in 'n baie cool bos. Okay, so elkeen van ons het 'n geliefde. So of jou kinders, of jou man, of jou vrou, of jou maale, vriende. So daar's geliefdes en ons hart vir daai geliefdes. So my hart vir my kinders is dat daar's situasies wat my kinders gaan inbeland of wat my man in gaan beland of geliefdes, vriende, mense wat jy dalk net ontmoet, wat jy weet. Al wat jy vir hulle kan doen in hierdie situasie is om vir hulle te bid, want hulle moet self keuses maak, hulle moet self laat gaan van die seer of genesing ontvang of daar's goed wat hulle moet doen en al wat jy kan doen is om vir hulle te bid en jou hart vir hulle is verlossing, jou hart vir hulle is vreugde en vrede. So die wonderlike ding is dat ons het 'n God, 'n Vader. In Psalm 103 vers 13 staan, "The Lord is like a father for his children, tender and compassionate." En dan sê hy in Romeine 8 vers 34, "Jesus sits at the right hand of God, interceding for us." In Afrikaans sê dit hy pleit by God vir ons. So Jesus intercede vir jou, hy bid vir jou, omdat hy weet daar's dinge wat op die oomblik in jou lewe aangaan, wat net jy binne in jou 'n keuse moet maak. 'n Keuse moet maak om in te press deur hierdie storm. 'n Keuse moet maak om tyd in God se woord te gaan spandeer, om genesing te ontvang. 'n Keuse te maak om van die verlede te laat gaan, om te vergewe, om ketTINGs te breek wat jou besoedel. Daar's dinge wat jy die krag het voor en al wat Jesus vir jou kan doen, omdat hy vir jou vrye wil gegee het, is om vir jou te intercede, om vir jou te pleit, soos wat 'n ma pleit voor God vir haar kinders. Jesus, bewaar my kinders, geef hulle die wysheid, geef hulle die verstand, geef hulle oë om te sien, ore om te hoor. En dit is wat Jesus vir ons doen, en dit is wat my hart onlangs ook vir iemand was, en sê ek soos, Here, asseblief, sy verdien dit, want ons almal verdien vrede en joy en geluk, en my hart vir haar is, dat sy sal sien in hierdie oomblik, om te laat gaan, dat sy sal 'n perspektief kry, 'n godly perspektief kry, dat die duiwel nie haar joy kan steel nie, want al wat die duiwel kan doen is, hy kan praat, en jy kan kies, gaan ek hierdie waarheid of hierdie leuns glo? Gaan ek glo en gaan ek dan wandel in leuns? Gaan ek wandel in stres en overwhelmness? Of gaan ek die waarheid hoor en gaan ek volgens daai waarheid dan reageer? In Matteus 6 vers 8 sê die Here, "Your Father knows what you need before you ask him." So hy is 'n wonderlike pappa wat lief is vir ons. Al wat ons moet doen, ons moet draai na God en sê, Here, wat is die leuns in my lewe? In hierdie oomblik wat ek overwhelmed voel, wat ek gestres voel, wat ek siek voel, wat ook al hier aangaan, ek weet wat die waarheid is. My God sê dat I am healed, by his stripes I am healed. Ek is vrygemaak, ek lewe en wandel in liefde, ek is geliefd, I am chosen, God wil die beste vir my hê. Al hierdie dinge, I'm a daughter of a king, ek word nie weggegooi nie, ek is geliefd. So daar's baie leuns wat kom in situasies wat ons moeg voel, overwhelmed voel, gestres voel, en dan al wat ons kan doen is, vir ons kinders is dan bid, en so tree God vir ons in, en hy bid vir ons, hy intercede vir ons, sê, laat my kind se oë oopgaan, en laat sy regte keuse maak in hierdie oomblik. Moenie dat sy verlei word nie. En dis my gebed vir jou, dat jy na Jesus toe sal draai en sê, Jesus, dankie dat u vir my bid. Dankie dat u die goeie pappa is, wat altyd daar is vir my. Die pappa wat sy belofte vir my is liefde, vrede, genesing, oorwinning. En dat ek begin wandel in daai waarheid en nie in die leuns van die duiwel nie. Ek kies om nie te glo nie, ek kies om nie in my emosies te reageer nie, but I operate from the spirit. Van vrede, van sy presence, begin ek keuses maak. Nie uit my emosies, uit kwaad, uit haat uit nie, maar uit 'n vrede en 'n liefde van Jesus uit. Ek reageer nie van wat om my aangaan in die wêreld nie, because I'm not from this world. I operate and I make decision from the wisdom of God. So, nie net het jy geliefdes wat vir jou intree nie, maar jy het 'n almagtige Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir jou, wat vir jou intree by God, en vir jou sê, Andri, maak vandag die regte keuse. Wees wys in wat jy jou tyd spandeer. Wees wys na wat jy toe hardloop. Laat gaan van die seer, van die ketTINGs wat jy wil terughou. Moenie leuns glo nie, want leuns kom van die duiwel af. Die waarheid kom uit die woord van God af.
Dit is my gebed vir jou. Jy moet 'n geseënde dag hê. You are loved, you are chosen, you are set free. Ons kan nou al die ewige lewe in God ervaar. Nou al. Die ewige lewe, eternal life is to know him. Om God nou te ervaar, sy aanvaarding, sy gesondheid, sy liefde en sy vrede. Dit is nie net vir eendag nie. Dit is sy beloftes vir jou. En die Bybel is vol van daai beloftes, wat waarheid raak, wanneer ons dit begin glo, en in dit begin wandel, en oor onsself begin uitspreek. Okay, bye.